Vriende, ten spyte daarvan dat dit 'n baie vol en besige dag was en ek nou eers by die opname uitkom en dit vir julle voorlopig net eers op 'n stemboodskap gaan stuur, is dit Hemelvaartdag vandag. En ons is histories gewoond daaraan dat Hemelvaartdag 'n Christelike vakansiedag was. As goeie redes daarvoor. Hemelvaart is een van die 3 groot momente, die groot woord is transformerende, veranderende momente in die kerk van ons Here Jesus Christus. En daarom is dit belangrik dat ons ook rondom Hemelvaart so 'n bietjie met mekaar gesels en probeer om iets uit die Bybel uit te verstaan van die belang daarvan dat ons Here Jesus Christus na die hemel toe opgevaar het. Ons gaan so 'n bietjie vir ons met Handelinge 1 besig hou, waar die verhaal van die hemelvaart vir ons opgeteken is, maar in die agtergrond hiervan lê ons nou die hele verhaal van Jesus se kind wees, sy geboorte, sy kind wees, sy totale mens wees, ook totale God wees. En dit wat daarop volg dan na die hemelvaart, die koms van die Heilige Gees en ons lewe binne in die kerk van ons Here Jesus Christus. Ek dink ongelukkig het die noue verbintenis tussen hemelvaart op die donderdag 10 dae voor Pinkstersondag, het die gebeure wat ons in ons kerk gehuldig het rondom Pinkster, het so bietjie die hemelvaart oorskadu. En het ons nie noodwendig altyd by die hemelvaart stilgestaan soos wat ons moes nie, en was ons aandag eerder gefokus op die 10 dae Pinksterdienste. Nou ons is bevoorreg in ons gemeente dat ons hierdie 10 dae Pinksterdienste so 'n bietjie vroeër kon skuif, hoofsaaklik as gevolg van die feit dat dit koud word. En ons nie altyd gereed is om in die koue uit te gaan nie. En daarom kan dit moeilik wees om in die kerk Pinkstertyd, hierdie tyd van die jaar, en erediens elke aand te hou. Ons was ook bevoorreg geweest dat ons 10 aaneenlopende aande of 10 aaneenlopende dienste kon hê, waar ons dan nou by mekaar was rondom 1 Johannes vir Pinkster. Nou kan ons so 'n bietjie die fokus aftrek van Pinkster af, en volgende Sondag, hierdie Sondag is nou nog 'n gewone Sondag tussenin, en volgende Sondag, wanneer dit Pinkstersondag is, en ons dan nou lekker gaan saam eet na die diens, en alles wat daarmee gepaard gaan, kan ons dan regtig ons aandag op Pinkster fokus, wat die 3de groot moment van die transformerende moment, herlewende moment van die kerk van Jesus Christus is. So, ons gaan nou eers 'n bietjie stil staan by die hemelvaart gebeure. Voordat ons dit doen, bid ons mos nou maar soos altyd net eers saam dat die Here ons sal seën by die lees van sy woord en ook by die nadenke daaroor. Daarna gaan ek vir u die woord lees en dan wil ek vir u enkele gedagtetjies daaroor deel wat ek dink nogal belangrik is vir ons verstaan van hierdie hele moment in die middel van die verandering, die vernuwing, die transformering van die kerk van ons Here Jesus Christus. Kom ons buig ons hoofde. Here ons God, ons is so dankbaar dat ons voor u as die lewende God mag verskyn. Ons besef, ons is dit nie waardig om voor u te verskyn nie, maar ons besef ook dat u in Jesus Christus gekom het, en omdat u u seun se regverdigheid en u seun se heiligheid en u seun se sondeloosheid aan ons kom toereken het, maak dit ons tog waardig om by u troon te kom staan. Nie in onsself nie, net in Jesus, en so wil ons vanaand voor u kom staan. Dankie dat ons dit kan doen, en dankie dat ons met die versekering kan lewe, dat ons Heer nou en vir ewig aan u regterhand sit, en dat hy daar vir ons, as ons advokaat intree, ons pleitbesorger intree, sodat wanneer ons dan nie is wat u ons gemaak het om te wees nie, dat hy dan vir ons intree, en ons volgens 1 Johannes 2 vers 1 en 2 daarvan seker kan wees, dat ons Jesus Christus het, as ons voorspraak by die Vader.
Seën ons vanaand by die lees van u woord en ook by die nadenke daarvan en word verheerlik deur dit wat ons doen in Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil met u stilstaan by die eerste 11 verse van Handelinge 1. Eintlik handel die hemelvaart gebeurtenis mos nou so van vers 6 af. Maar ek dink 'n mens kan nie vers 6 verstaan as jy nie die eerste 5 versies ook gelees het nie. So ek lees vir u wat Lukas skryf, want Lukas het die Handelinge geskryf, dieselfde Lukas wat die evangelie volgens Lukas geskryf het, het ook die Handelinge geskryf en dis nou sy tweede boek en hy open dan hierdie boek met die woorde: die eerste berig Theophilus het ek geskryf oor alles wat Jesus begin doen het en waaroor hy onderrig gegee het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. Aan hulle het hy na sy lyding deur talle tekens getoon dat hy leef, toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het en met hulle gepraat het oor sake van die koninkryk van God. Terwyl hulle saam geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het julle wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. En dan in opvolging van hierdie gesprek, wat die disippels so tipies mens verkeerd verstaan, vra hulle vir Jesus toe hulle by mekaar was, vra hulle vir hom: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. En terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle. En hulle vra: Galileërs, waarom staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Geliefdes, dit is die woord van die Here vir vanmiddag, mag hy sy woord aan ons harte seën. Ek wil sommer so net 'n oorsig oor die eerste 5 versies van hierdie gedeelte sê en dan so 'n bietjie duideliker stil staan by die laaste 5 die gedeelte of die laaste 6 die gedeelte van vers 6 tot by vers 11. Nou die eerste 5 is eintlik maar 'n opening van die boek van Handelinge wat Lukas nou vir Theophilus, sy vriend, skryf en wat hy vertel oor alles wat Jesus begin doen het en waaroor hy die mense geleer het. So die evangelie volgens Lukas waarna hy nou hier verwys, vertel van dit wat Jesus begin doen het en waaroor hy onderrig gegee het, wat hy vir ons van vertel het. En dis goed as 'n mens die evangelie volgens Lukas lees, want Lukas is die een van die mense wat 'n evangelie opgeteken het met wie ons baie duidelik kan assosieer. Want Lukas was nie 'n Jood nie, hy was ook nie 'n Griek nie. Lukas was 'n mediese dokter en presies waar hy genealogies in die prentjie ingepas het, kan ons nie regtig vasstel nie. Maar ons weet Lukas was nie 'n Jood nie. So hy was nie in die sin 'n disipel van Jesus dat hy die hele tyd saam met Jesus geloop het nie. Hy het wel hierdie verhaal van Jesus baie goed gaan navors en toe hy die vertellinge oor Jesus mooi lekker agter mekaar gekry het, het hy die evangelie opgeteken. En dis die langste evangelie en ook die uitvoerigste evangelie wat die meeste van dit wat Jesus in hierdie wêreld gedoen het en wat hy hier kom leer het vir ons vertel. So dit is belangrik dat ons in gedagte hou wie Lukas was en hoe hy nou hierdie tweede brief
hierdie tweede boek aan sy vriend Theophilus stuur. En hy sê, hy het nou hierdie hele verhaal vertel tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy deur die Heilige Gees opdragte gegee het aan die apostels wat hy uitgekies het. So hy vertel nou hierdie storie tot op die dag wat Jesus opgeneem is. So hierdie is 'n baie belangrike moment in Lukas se verstaan van wie Jesus is en wat hy gedoen het. En ons moet nie 'n oomblik daaroor twyfel nie, al was nie 'n Jood of 'n Griek nie, was Lukas 'n diep gelowige. 'n Mens moet net sy boeke lees om agter te kom hoe onbegryplik Lukas in Jesus Christus geglo het en hoe hy saam met Jesus hierdie dinge beleef het wat hy later kom navors het en wat hy dan so in sy vertellings opteken. Die eerste van die dinge wat hy nou hier vasmaak, behalwe nou vir die dade van Jesus wat hy in die handelinge, in die evangelie van vertel, en behalwe die leringe wat hy vir Jesus van Jesus wat hy in die evangelie oor vertel, is die eerste van die dinge wat hy nou met Theophilus deel, is dat Jesus na sy lyding, na sy sterwe aan die kruis op Golgotha, wat in werklikheid die eerste groot transformerende of vernuwende moment in die geskiedenis van die kerk van Jesus Christus is, het hy nadat hy so gelei het aan die kruis, het hy vir die mense wat hom liefgehad het en wat hom met hom die pad geloop het en wat by die kruis gestaan het toe die soldaat die spies in sy sy insteek en die bloed in die water daar sien uitkom het, het hy aan hulle verskyn en vir hulle gewys, ek is nie dood nie, ek lewe. En vriende, dit is sentraal in ons geloofsbelijdenis. Die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood, of in die Nuwe Testament is dit beter, korrekter om te sê dat hy opgewek is uit die dood, want dit was 'n almagsdaad van God die Vader, wat hy met kragte uitgevoer het, wat ek en jy nie kan begryp, skryf Paulus in Efesiërs 1. Behalwe vir die feit dat hy aan die kruis gesterwe het, het hy ook opgestaan en hy het verskyn. En hierdie mense aan wie hy verskyn, weet, toe hy van daai kruis afgehaal het, was hy dood. Daar was nie by hulle 'n vraag daaroor nie. Hulle was diep hartseer, hulle het baie getreer daaroor, maar hulle het geweet, ons Here is gekruisig en ons sal hom, so het hulle gedink, nooit weer sien nie. En dan verskyn Jesus by verskeie geleenthede aan hulle. En dit word van hom so gesê in die Bybel, dat hy eers aan Maria, aan die vrouens, en toe aan die 12 minus Thomas, en toe aan die al 12, en nog weer die 2 Emmausgangers wat ook disippels was, en toe later aan 'n hele 500 mense gelyktydig verskyn het. So, ons moet nie twyfel oor Jesus se opstanding nie, en Jesus se opwekking nie. God het met 'n almagsdaad waarvan ek en jy die mag nie kan bereken, het hy vir Jesus uit die hel uit terug laat lewe. Die eerste en die enigste mens wat uit die ewige dood uit, of wese wat uit die ewige dood uit teruggekom het, was Jesus Christus, en ek en jy moet vashou daaraan. Nou eet hy saam met hulle. En dit sê al baie van wie hierdie gestorwe en opgestane Here is, want dis raak vir ons belangrik hier na die einde van die teks wat ons gelees het, en ek gaan daar enkele opmerkingkies oor maak. Hulle eet saam, en hy beveel vir hulle, moenie van Jerusalem weggaan nie, wag dat die belofte vir die Vader gemaak het, eers op oor julle kom, want Johannes het julle wel met water gedoop, maar het wel met water gedoop. Hy sê nie, het julle wel met water gedoop nie, hy sê het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Nou, daardie belofte is dan nou die Pinksterbelofte, wat die derde groot veranderende, vernuwende, transformerende moment in die geskiedenis van ons kerk van Jesus Christus is. En ons gaan daaroor
gaan ons by Pinkster so 'n bietjie nadink. Om die minste daarvan sê, ek begin nou al so 'n bietjie oor Galasiërs, van Sondag wat kom, gaan ek oor Galasiërs 'n bietjie met mekaar praat, en Galasiërs is die boek van die Heilige Gees. Die brief van die Heilige Gees. Paulus skryf daarin regtig waar al die dinge van gelei word deur die Heilige Gees, en hy beskryf dit vir ons baie mooi. Dis die eerste klompie gedagtes wat ek met u wil deel. Nou wil ek terugkom na vers 6 toe. Of ek wil vorentoe gaan na vers 6 toe, want ek kom nie regtig terug nie. Die opvallende as 'n mens vers 6 leer, is dat Lukas geskryf, reeds in vers 3 geskryf het, dat Jesus met die disippels gepraat het oor allerlei sake van die koninkryk van God. En nou kom die onverstaane, die misverstand by die disippels, kom nou hier na vore in vers 6, wanneer hulle vir hom vra, Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Julle moet nou die Messias verwagting van die Jode van daai tyd hierin baie goed verstaan. Die Jode het die Messias verwag, omdat hulle gedink het dat hy 'n groot, sterk politiese figuur gaan wees, wat hulle kom bevry van die oorheersing van die Romeine. Jesus het pas met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Sy hele bediening was eintlik 'n bediening van die koms van die koninkryk van God. Om die minste daarvan te sê, Jesus het van totaal God en net God, by die konsepsie van Maria, toe die Heilige Gees oor haar gekom het en sy swanger geword het Jesus self ook transformeer om die God mens, die ewige God mens te word. En hy kom verkondig hierdie boodskap. Sy boodskap in kern, die hele tyd wat hy op aarde was bekeer julle, want die koninkryk van God het tot by julle gekom. Die vertalers vertaal het ongelukkig met naby, maar in werklikheid is die Grieks wat hulle daar gebruik om te sê, die koninkryk van God het hier gekom, hier voor jou. As jy jou hand voor jou gesig sit, soos wat ek nou gedoen het, dan weet jy, dit is hoe naby die koninkryk van God, hoe die koninkryk van God hier by ons is. En daaroor praat Jesus nou met hulle. En dan kom die disippels, wat 'n mens nou so verwag, nou al 3 jaar lank by Jesus geleer het, en hulle moet nou al ietsie begin begryp, maar hulle doen nie, hulle werk nog altyd met die Joodse Messias verwagting, dat hierdie leier van hulle, hierdie Messias van hulle wat gekom het, gaan kom om die koninkryk van Israel te kom hervestig. En dan sê Jesus vir hulle, 'n baie interessante ding, hy sê, julle moet nie daaroor bekommerd wees nie. Julle, om die mense daarvan te sê, dit raak julle glad nie. Want dit is goed daai, wat God op sy eie tyd, op sy eie manier bepaal het, en wat hy sal uitvoer, wanneer die tyd daarvoor geleë is. Die God het hierdie dinge in sy eie mag bepaal. En dan kom die groot openbaring van die hemelvaart na vore. Julle sal krag ontvang. Vriende, en daarin lê die geheim van die kerk van Jesus Christus. Die kerk is 'n instrument van God se krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis die geheim hierso. Krag, wat God se krag, wat deur die werk van die Heilige Gees sigbaar gestalte kry in die wêreld rondom ons. En hoe kry dit gestalte? Jesus sê, julle sal my getuies wees. Dit is die sleutel van hierdie gestalte. Julle sal my getuies wees oor die hele wêreld. Hy breek dit op, hy sê Judea, Samaria, en tot aan in Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde. En ons weet, die gelowiges met wie ons later in die Nuwe Testament te doen kry, wanneer Paulus briewe skryf, is deur God self in verstrooiing geplaas, sodat die evangelie tot aan die eindes van die aarde kom. Maar hierdie is die openingswoorde van die hemelvaartmoment. En vriende, ons moet nou baie goed verstaan. Die hemelvaartmoment is die sentrale moment van die
transformerende momente van die kerk van Jesus Christus. Die menswording, lyding, kruisiging, sterwe van ons Here is die eerste ene. En daarmee saam gaan dan die opwekking of opstanding en sy verskyning aan baie mense, sodat die getuienis daaroor baie duidelik sou wees. En die tweede een is nou hierdie hemelvaartmoment. En die hemelvaartmoment is belangrik, omdat dit vir ons in die posisie stel om vir onsself dit duidelik uit te spel, dat ons 'n voorspraak by die Vader het. En nie maar sommer net enige voorspraak, dit is verskriklik belangrik dat jy dit sal snap. Hierdie voorspraak wat ons by die Vader het, is regtig die God-mens wat ewig so bestaan. Nou, mense wonder baie dikwels, en soms het mense al vir my gevra, baie selde, want mense dink nie daaroor nie, maar mense wonder baie dikwels, soms, of, wat het van Jesus se mensheid geword, toe hy na die hemel toe opgevaar het. Nou, sy godheid en sy mensheid is in mekaar gevleg, op so 'n manier dat hulle onskeidbaar is. Sy godheid het die mense gedaante aangeneem by die konsepsie van Maria, toe sy swanger geword het deur die Heilige Gees met Jesus. Sy godheid het toe reeds bestaan, en daar word sy mensheid ineengevleg met sy godheid, en dit bly vir ewig en ewig bestaan, en ek wil hê jy moet dit in jou gedagtes bære. Jesus is God mens, wat aan die regterhand van die Vader sit, wat ons hoëpriester is, wat met ons medelee kan hê, skryf die skrywer van die Hebreërbrief. Maar ek dink die belangrikste bewys daarvoor is sekerlik in hierdie teks waarmee ons besig is. En jy kan maar rustig aanvaar dat hierdie God-mens namens jou aan die regterhand van die Vader sit en vir jou voorspraak doen. Nie net wanneer jy sondig nie, dit is wanneer ons gewoonlik dink hy vir ons voorspraak doen, maar in die algemeen wanneer ek en jy lewe voor die aangesig van God, doen Jesus vir ons voorspraak. In Johannes 17 bid hy dat ons een mag wees met hom en met die Vader, soos wat hulle twee een is. Daai eenheid werk hy in die hemel waar hy as die God-mens teenwoordig is. Maar ek het gesê, die belangrikste bewys vir Jesus se God-mens wees staan seker in hierdie teks, want daar's baie ander plekke waar mense heen kan blaai daarvoor, ek gaan julle nie vandag daarmee verveel nie. Maar wanneer Jesus die wolk vir Jesus wegneem en hom oordek, en die mense, die Galileërs, soos wat hulle hier aangespreek word, die disippels van Jesus, na die hemel toe staan en opkyk, waar is ons Here dan nou? Dan staan daar skielik twee engele by hulle. Die Bybel sê is twee mans in helder wit klere. Dis 'n verwysing na engele, jy hoef nie daaroor te twyfel nie. Staan daar met eens twee mans, twee engele by hulle. En hulle vra vir hulle, hoekom kyk julle so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle weggeneem is, soos wat hy nou hier van julle weggeneem is, sigbaar, tasbaar, bruikbaar. Hy het goedere gebruik wat mense gebruik. En tog het hy 'n verheerlike liggaam gehad wat terselfdertyd deur 'n deur kon loop en vis kon eet. Hierdie Jesus wat so van julle weggeneem is, hy sal net so weer terugkom na julle toe. So ons gaan vir Jesus in sy verheerlikte gestalte sien wanneer die wederkoms plaasvind. En dit is mos nou die finale moment van die kerk van ons Here Jesus Christus, wanneer ons in die nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem gaan woon. So wanneer die wederkoms plaasvind, dan kom Jesus weer op dieselfde manier, net so sê die Bybel, op dieselfde manier as wat hy van ons af weggeneem is, van die disippels af weggeneem is. So, ons gaan hom sien, ons gaan dan hom kan vat, hy gaan saam met ons eet, soos wat hy in hierdie gedeelte doen. Kom ons sê vir mekaar, dit wat die mensheid van Jesus is nou wel in hierdie verheerlikte liggaam opgeneem, want sy godheid en sy mensheid is in mekaar gevleg.
Maar die mensheid van Jesus gaan op die einde van die dag wees wat ek en jy gaan herken wanneer hy op die wolke weer kom. Ons sal hom sien soos hy is. Skryf 1 Johannes hoofstuk 3, as hy daaroor oor hierdie wonder van kunskap handel. Ons sal hom sien soos wat hy is, en ons weet nie wat ons nou is nie, maar ons weet ons gaan soos hy wees. Ons gaan dieselfde soort liggame hê, ons gaan dieselfde soort dinge doen wat hy gedoen het. Ek wil nou vir u met hemelvaart net vinnig saamvat. Hemelvaart is 'n magsdaad, 'n almagsdaad. Die hemelvaart neem die mens Jesus wat op aarde verskyn het om die godheid hier te kom verteenwoordig, en hy neem hom na die hemel toe op in 'n almagsdaad van God. Hy neem die God mens Jesus, sodat Jesus die mens vir ons, vir my, vir jou by God kan verteenwoordig. En ek en jy moet daar baie duidelik van bewus wees. Wat gebeur tussenin? Tussenin stuur hy vir ons die Heilige Gees. Daaroor gaan ons volgende week 'n bietjie nadink. En as ons die Heilige Gees ontvang het, dan leef ons in hierdie krag van God. Dis verskriklik belangrik. En as ons die Heilige Gees ontvang het, dan weet ons ook, ek is doodseker dat ek in die sluitmoment van die kerk van Jesus Christus saam met hom op die troon van die lam sal sit en saam met hom vir ewig en ewig regeer. Mag hemelvaart vir jou net op 'n manier 'n nuwe betekenis kry. Om net vir jou te sê, dis nie maar iets wat 'n mens net oorloop nie. Dis nie 'n dag waarop jy jou dakke verf, want dis die beskuldiging wat na ons toe gekom het na 84, toe die ANC die vakansiedae hersien het hulle gesê, julle gebruik dit in die geval nie as 'n Christelike dag nie, julle verf julle dakke, en julle spit julle tuine, en julle was julle karre, julle doen alles behalwe dit wat 'n mens op 'n Saterdag of 'n Sondag doen. Kom ons kry net weer 'n bietjie sin in die hemelvaart van Jesus. Die hemelvaart van Jesus is hierdie sentrale transformerende moment vir die kerk van Jesus, waar God op aard verteenwoordig, mens by God verteenwoordig word, en lewe dan met daardie wete in Jesus se naam. Amen.